Hemelse Vader, Here, daar is geen ander een soos U nie. Here, selfs in ons donker tye, Here, weet ons dat U die een is wat voorsien. Dat U die een is wat luister en hoor wanneer ons roep na U toe. Vader, en vanoggend was elkeen van hierdie liedjies spesifiek daar, wat U dit vir ons gegee het om ons te bemoedig. Here, om ons te herinner, Here, dat U het nog nie vergeet van ons nie. Vader, vanoggend dank ek U vir die woord wat uitgaan. Here, dat U my sal gebruik net as 'n instrument, net as U spreekbuis. Here, maar dat dit wat uitgaan, Here, dat U direk met harte praat daaroor. En dat daar 'n verandering sal kom, waar U die verandering soek. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Soos jy jou Bybel hier so het vanoggend, kan jy saam met my oopmaak al in Genesis 33. En ons gaan saam in Genesis 33 vanaf vers 1 af vanoggend. Hy lees en Jakob het sy oë opgeslaan, en toe hy met eens Esau sien aankom, en 400 man saam met hom, het hy die kinders onder Lea en Rachel, en onder die 2 slavinne verdeel. En hy het die slavinne met hulle kinders eerste, en Lea met haar kinders daarachter, en Rachel en Josef laaste opgestel. Maar hy self het vooruit gegaan, en hom 7 maal na die aarde gebuig, totdat hy by sy broer gekom het. Toe loop Esau hom tegemoet en omhels hom, en val hom om die hals en soen hom, en hulle het geween. Daarna het hy sy oë opgeslaan, en die vrou en die kinders gesien en gesê, weet jy daar by jou? En hy antwoord, die kinders wat God uit genade aan die dienaar geskenk het. En die slavinne het nader gekom, hulle en hulle kinders, en hul neergebuig. En Lea het ook nader gekom met haar kinders en hul neergebuig. En daarna het Josef nader gekom, en Rachel en hul neergebuig. Daarop sê hy, wat is jou bedoeling met daardie hele laar wat ek tegemoet gekom het? En hy antwoord, om guns te vind in die oë van my Heer. Maar Esau sê, ek het baie, my broer, wat joue is, laat dit jou nou bly. Toe antwoord Jakob, ag nee, as ek nou guns in die oë gevind het, neem dan my geskenk uit my hand aan, want juist daarom het ek die aangesig te sien gekry, soos 'n mens die aangesig van God sien, en U het behaag in my gehad. Neem tog my begroetingsgeskenk, wat U aangebied is, want God het my genade bewys, en ek het volop, en hy het by hom aangehou, sodat hy dit aangeneem het. Sien, ons gaan baie keer deur die lewe deur 'n stryd. Baie keer gaan ons deur, net soos wat Jakob deur die Jabokdrif gegaan het. Sien, as jy onthou, laas keer het ons gepraat hoe die Here vir Jakob verander het. En hoe Jakob met God geworstel het in die nag. Maar die proses het die Here vir hom 'n nuwe naam gegee, hy het vir hom 'n nuwe hart en 'n nuwe identiteit gegee. Sien, maar die oomblik toe Jakob 'n nuwe identiteit kry, dis toe 'n ware stryd regtig eintlik begin. Dis maklik om die Here te vertrou wanneer ons alleen is in gebed. Die probleem kom wanneer ons tussen ander mense begin ingaan. En almal vra vir jou, hoe gaan dit? Is jou raai? Dan sê baie maar, dit is moeiliker om dan vir mense te sê, maar dit gaan goed, die Here is getrou. Maar die oomblik wat ons alleen is,
dan is dit maklik. En as ons kyk, jy weet, die oomblik waar daar spesiale dienste is, of daar's 'n konferensie wat aangebied is, dan hardloop mense na dit toe. En dit word volgepak. En mense bid en hulle beleef God en hulle huil, en is 'n emosionele ervaring wat mense ervaar. Maar maandagoggend by die werk, dan is alles presies dieselfde soos wat dit was voor die konferensies, voor spesiale dienste. En dit gaan nie oor of hulle God ontmoet het op 'n sekere tyd nie. Dit is veronderstel om te gaan oor, het God jou verander? Sien, as 'n ontmoeting met die Here jou nie verander nie, is dit net 'n emosionele ervaring. Dit is net emosies wat gevloei het. Sien, maar die ware toets vir Jakob gekom na sy worstelstryd is. Die worstelstryd met die Here was een ding gewees. In Genesis 33 sê, toe Jakob vir Esau, toe hy opkyk, toe sien hy vir Esau aankom. Esau het aangekom met 400 mans agter hom aan. Ek kan net dink hoe Jakob gevoel toe hy vir Esau sien aankom en hy 400 mans wat saam met hom gegaan het. Net hy het gedink, hy het al hierdie dinge onthou wat hy aan sy broer gedoen het. En hoe kwaad sy broer was vir hom gewees, toe hy hom gelos het en hoe hy hom verraai het. En hoe hy hom bedrieg het. Net ou kan net dink dat Jakob het hierdie ervaring gehad het, sy broer is op pad om oorlog te maak teen hom. Want hoekom bring hy nou nog 400 mense saam met hom ook? Vir Jakob het alles gelyk soos 'n oorlog, soos 'n groot stryd. Maar geestelik het dinge heeltemal verander, omdat God vir Jakob verander het. Die oomblik wat die Here jou verander, lyk dinge anderste. So die wonderwerk van Genesis 33 was nie die aanraking wat Jakob gehad het van God af nie. Dit was nie dat Esau vir Jakob vergewe het nie. Het was omdat Jakob was verander. Jakob was nie meer dieselfde man nie. Voor Peniel het Jakob klomp planne gehad. En hy het mense manipuleer. Maar na Peniel, toe het God gekom, en Jakob het geleer om op God staat te maak, vir alles. Jakob was op 'n plek gewees, waar hy homself kon verneder. Voor Peniel sou Jakob homself nooit verneder het nie. Dis eers na Peniel wat hy hom verneder het. Sien, die oomblik wat God ons verander, het ons nie nodig om mense te beheer nie. Ons het nie nodig om situasies te beheer nie. Spreuke 16 vers 7 sê vir ons, as die Here behaag het in die weë van 'n man, dan laat hy self sy vyande vrede met hom hou. As die Here behaag het in jou, sal selfs jou vyande uitgaan om jou te groet. Jou vyande sal uit hulle pad uitgaan om jou te seën. Sien, God het alreeds in Esau se hart gewerk, terwyl hy nog besig was met Jakob. Hoeveel keer in die lewe dan, kom die Here en die Here wys vir ons 'n deur. Hy wys vir ons, daar is iets wat op pad is. En dan probeer ons homself daai deur oop te forceer. Ons stamp en stoot self van daai deur, want ons wil hom oop hê. En ons wil dit nou oop hê. Terwyl God aan die ander kant van die deur besig is, om dinge voor te berei, om goed reg te maak, om goed in plek te kry vir ons. Ons slaap nie, ons bekommer onsself dood, ons rol rond in die bed in die nagte, en ons maak allerlei plannetjies om hierdie deur oop te kry. Maar God is aan die ander kant besig om te werk waar ons nie kan sien nie. God gaan jou nie in 'n situasie instuur waar hy nog self nie gewerk het nie, waar hy nog nie voorbereiding gedoen het nie. En Jakob moes leer om nederig te lewe.
In vers 3, dan sê dit, hy het 7 maal na die grond toe gebuig. 7 keer het hy voor Esau gebuig en homself verneder. Dis nie dieselfde Jakob nie. Die Jakob voor hy met God geworstel het, was 'n trotse man. Hy was so trots geweest op alles wat hy het en wat hy bereik het. Hy sou nooit verneder het voor mense nie. Sien maar, nederigheid is 'n teken dat jy het God van aangesig tot aangesig gesien. Jy het 'n spesiale ontmoeting met die Here gehad. As jy trotsheid in jou hart het, sal jy nie voor die Here gaan neerbuig. Jy sal nie eens voor mense gaan neerbuig nie. Sien, dit is nie hoogmoed of selfgeregtigheid of arrogansie nie, maar dit is nederigheid wat die Here in ons hart sit, wanneer hy met ons werk. En Jesus is die beste voorbeeld wat ons kan kry van nederigheid. Paulus gee voorbeeld daarvan in Filippense 2, hy sê, vanaf vers 5, hy sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag. Ekskuus. Roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word en in gedaante gevind as 'n mens. Hy het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Sien, dit was vir Jesus, moes die grootste vernedering gewees het om neer te kon daal as 'n mens. Hy is God. Hy is die ultimate. En hy moes neerdaal as 'n humble mens. Hy moes hier in die stof kom lewe, waar hy tog in die hemel gewoon het. En Paulus kom en hy beskryf Jesus die koning van die heelal, as iemand wat homself verneder het. En as Jesus homself kan verneder het, hoekom kan ons as mens dit nie doen nie? Hoekom kan ons nie onsself gaan verneder voor iemand en sê jammer? Of ek het hulp nodig? Sien, iemand het eendag gesê, nederigheid is so seep. Hoe meer jy seep gebruik, hoe minder sien mense dit raak. En ware nederigheid werk so. Hoe meer jy 'n indruk probeer maak, hoe minder gaan mense dit raak sien. Ware nederigheid wil nie 'n indruk maak nie. Dit wil Jesus wys. Sien maar, die grootste seën wat ons in ons lewens kan hê, is om God. Koek. Iewers het ek 'n ding gemis. Grootste seën wat ons in ons lewe kan hê, is om God in ons lewe te hê as 'n teenwoordigheid. Genesis 33, toe sê dit dan vers 10, toe antwoord Jakob, ag nee, as ek guns in die oë gevind het, neem my geskenk uit my hand uit. Want juist daarom het ek die aangesig te sien gekry, soos die mens die aangesig van God sien. En hy het behaal my gehad. Jakob het vir Esau gesê, om vir hom te sien, was soos om vir God te sien. Omdat hy verander het. Dieselfde Jakob, wat by Peniel gesê het, ek het vir God van aangesig tot aangesig gesien. Sê nou vir sy broer, ek sien jou met nuwe oë. Want nou wanneer ek jou sien, sien ek die Here ook raak. En ek sien wat die Here in jou lewe ook gedoen het. Wanneer ons harte verander, dan sien ons mense anderste.
Ons sien situasies anderste. Ons sien nie meer mense se foute raak nie. Ons sien actually die mens raak. En ons sien hoe die Here werk in mense. Kolossense 3 vers 10 sê vir ons, hy sê, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos Christus julle vergewe het, so moet jy ook doen. Dit is baie maklik om het raak te lees. Hy sê, vergewe mekaar, dit is 'n ander ding om dit uit te lewe. Jakob moes dit uitgelewe het. Esau moes dit uitgelewe het. Die een moes die ander een kon vergewe. Sien, as jou venster by die huis vuil is, dan lyk alles vuil aan die buitekant. Die lig lyk ook sommer vuil. Die probleem lê nie buite nie, die probleem lê binne. Die probleem lê by die venster wat vuil is. Selfs met ons harte. As ons harte vuil is, dan lyk alles vuil. Die wêreld ervaar ons as vuil. Die oomblik wat die Here jou hart verander het, dan ervaar jy dinge anderste. Jou perspektief verander. Sien, maar iets het gebeur met Jakob, want terwyl Jakob nog in 'n donker plek was, toe die son opgekom. Genesis 32 vers 20 sê, en die son het vir hom opgegaan. Die nag na Jakob geworstel het met God, het die son ook weer opgekom. Terwyl die donkerte verby gegaan het en die worstelstryd verby was, sit ons baie keer ook op daai ding wat ons voel, dat die son gaan nooit weer skyn vir ons nie. Ons voel baie keer op hierdie dinge, dat dinge gaan nie regkom nie. En ons raak mismoedig, maar ons vergeet dat die son moet ook weer skyn. Na elke donker nag is daar 'n son wat opkom. Elke nag het 'n nuwe môre. Psalms 30 vers 6 sê, saans vernag die geween, maar môre is daar 'n gejuig. Amen. Al mag het nou moeilik voel, môre sal ons weer juig. Môre gaan daai son weer skyn. Al wat ons moet doen is, hou aan glo, hou aan bid, hou aan vashou aan die Here. Soos Jakob sê, ek sal jou nie laat gaan nie voor jy my gaan seën nie. En dan laat jy actually vir die Here gesê, ek gaan jou nie los nie. Maak nie saak, deur wat se stryd ek gaan nie, maar ek gaan nie los nie, tot jy my gaan seën nie. Sien maar, wanneer elkeen van ons 'n peniel bereik, 'n plek bereik waar ons geworstel het by die Here, dan impak dit nie net hoe die Here ons verander nie, maar dit is veronderstel om te impak hoe ons lewe na die tyd. Sien, na peniel is ons nie veronderstel om terug te gaan na ons ou identiteit nie. Die Here het vir Jakob gesê, jy is nou Israel, jy is nie meer Jakob nie. Hy was nie meer veronderstel om te lewe as Jakob nie, hy is veronderstel om te lewe as Israel. Hy was nie veronderstel om weer terug te gaan na Jakob toe nie. Wanneer die Here ons verander, is ons nie veronderstel om terug te gaan na ons ou mens toe nie. Na jou ou gewoontes toe. Na peniel kan ons nie ophou om te vertrou op die Here nie. Want jy leer om die Here te vertrou op 'n nuwe manier. Jy kan nie weer teruggaan na jou ou manier van vertrou nie. Waar ek eerste kom en die Here tweede nie. Sien, al is die antwoord is stil, is jy steeds veronderstel om die Here vas te hou. Peniel het veroorsaak dat ons littekens in ons lewens dra. Dat ons merke het. Maar na peniel is daai merke veronderstel om getuienis te word. Sien, God gebruik pyn in ons lewens om die mooi vorentoe te bring. God gebruik pyn om iemand anders te help. Want hy weet, iemand anders het die bemoediging nodig wat net jy kan gee, om gevolg van daai littekens.
Na Peniel is ons veronderstel om te vergewe, soos wat ons vergewe is. Sien, 'n vernederde hart bou brûe, nie mure nie. Mense wat hulle voor God verneder, bou nie meer mure op nie. Ons hou nie meer mense uit nie. Ons bou eerder 'n brug om by mense uit te kom. Maar na Peniel leer jy om te lewe in afhanklikheid. Jy leer om te lewe dat jy totaal en al afhanklik van God is. Dat jy nie sonder hom kon gaan nie. Dit is nie meer oor die feit dat jy vir God ontmoet het nie. Maar dit gaan eerder oor dat jy elke dag saam met God wil wandel. Dat jy kan nie God se hand los nie. Die oomblik wat jy die hand van die Here los, weet jy is in moeilikheid. Sien, Jakob het begin as 'n bedrieër en hy het opgeëindig as 'n aanbidder, as 'n worshipper. Hy het begin as 'n man wat alles in beheer wou gehad het. En hy het geëindig as 'n persoon wat totaal en al op God vertrou het. Hy het begin as iemand wat gehardloop het. En hy het opgeëindig as iemand wat mank geloop het, maar hy het in vrede geloop. Dit is die mooi van die evangelie, dat God gebruik nie volmaakte mense nie. God gebruik nie perfekte mense nie. God gebruik mense wat hy verander. Hy gebruik mense wat hy deur die Jabokdrif gevat het, en wat 'n worstelstryd met hom gehad het. Hy het Jakob nie geseën omdat Jakob sterk was nie. Hy het hom geseën toe hy gebreek was, toe hy stikkend was, toe hy opgehou het om op homself te vertrou en volkome op die Here staat gemaak het vir alles. Sien, God sien nie net wie ons nou is nie. Hy sien wie ons kan word en wat ons kan doen. Die oomblik wanneer jy volkome voltrou op die Here. Sien, ongeag waarmee ons worstel in die lewe, ongeag die stryd waardeur elkeen van ons gaan, en almal van ons gaan deur 'n stryd. Die groot ding is om nie te los nie. Is om vas te hou aan die Here. Om te sê, ek gaan jou nie los nie, nie tot jy my seën nie. Om aan te hou bid, aan te hou glo, aan te hou vertrou, al is dit hoe moeilik. Sien die God wat Jakob by Peniel ontmoet het, dis dieselfde God vandag nog steeds. Hy het nie verander nie. Hy kan nie verander nie. Dis die God wat ons ook ontmoet. Hy is steeds die een wat harte verander en wat lewens verander en name verander. En as jy dink God kan nie 'n naam verander nie, God doen dit vandag nog. Hy verander nog steeds die betekenis van name. Sien, jare terug, as ou mense vir jou naam gegee het, was dit net 'n naam. Nooit hulle geweet dat die naam Maria of Mara beteken bitterheid nie. En dan loop mense met 'n bitterheid in hulle lewens rond, omdat hulle nie weet dat hulle naam eintlik bitterheid beteken het nie. Maar die oomblik wat hulle die Here ontmoet het, die Here 'n naam verander, want Mara nie meer bitter beteken nie. Sien, en almal van ons wil hê ons moet op daai punt kom waar die Here my kan verander. Waar hy nie net my naam en my identiteit verander nie, maar waar my hart verander. En al hoe om dit te doen is om by die Here te kom. Om te sê, ek gaan jou nie los nie. Nie totdat jy my seën nie. Ongeag van hoe die nag lyk en deur watter stryd ek sal gaan. Ek sal jou nie los nie. Hemelse Vader, Here, soveel kere sit ons, wat ons met 'n stryd sit, Here. Soveel kere, Here, moet ons bekommerd wees en beklei.
Net om ons kop bo water te hou vir die dag van môre. Here, terwyl ons weet, daar is soveel meer wat U instoor het. Here, terwyl ons weet, dat terwyl dit nou nag is, Here, gee die belofte dat die son sal weer opkom. Daar sal weer 'n gejuig wees. Daar sal weer vreugde wees. Vader, maak wil kom en bid en vra, dat terwyl ons in ons persoonlike worstelstryd is, Here, dat U ons sal ontmoet van aangesig tot aangesig. Here, dat U ons persoonlik sal verander, sodat ons gebruik kan word in die koninkryk. Abba Vader, maar ek wil ook vra vanoggend, Here, daar waar ons baie keer self daardie deure wil probeer oopmaak. Here, wat ons stoei om hulle oop te kry. Here, laat ons tot 'n rustigheid kom te besef dat U is besig aan die agterkant van daardie deur om iets voor te berei vir ons. Dinge wat groter is as wat ons kan verwag. En terwyl dat nog toe is, Here, sal ons aanhou glo. Ons sal aanhou bid. Here, ons sal aanhou vertrou. Here, ons sal U nie los nie, totdat U ons seën. Here, en dan wanneer U ons seën, sal ons steeds vashou. Ons sal nie laat gaan nie. Here, ek wil vanoggend verklaar, ons sal vashou. Maak nie saak wat kom, Here, ons hou vas. Want ons weet, Here, daar is geen ander een soos U nie. U is 'n rots, Here, wat nie geskuif kan word nie. 'n Rots wat nie sal wankel nie. U is die ewige rots, Here. En wanneer ons vashou aan daardie ewige rots, Here, sal daardie standvastigheid oordra na ons toe. En ons sê dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.